Baie welkom vir die nuwe maan. Dit is nou 'n Mei maan. En baie welkom vir die nuwe boodskap vir die maan. En dan die boodskap is om met oorgawe te gee. Nou voor ons begin kom ons bid saam. Ons diepe Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u wonderlike liefde. Dankie vir u wonderlike genade. Mag Here vir ons hierdie boodskap vir die maan of vir die maan wat u vir ons wil gee, dat ons dit kan luister en dit uitleef. En ons vra dat u saam met ons sal wees. Dit my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Okay. Soos ek sê, die tema is om met oorgawe te gee. Nou, julle kan lees by die huis by Markus 12, vers 41 tot 44. Maar ek gaan net uit Markus 12, vers 43 en 44 lees. Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloede ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi. Alles wat sy gehad het, haar hele lewe onderhou. So, daar wat baie lawaai en stemme in verkoping by die tempel, terwyl die aanbidding gekom het om hulle offer en bydra te bring. Jesus het saam met sy disippels naby die kollektehouer gesit. Nie naby nie, maar naby genoeg om te kan sien. En die toneel baie goed dopgehou en deurgekyk. Die ryk skenke het hulle aansienlik gawe met 'n harde geraas geklinkte in die kollektehouer laat val. Ja, almal moet hoor. Ja, elke donasie is met trots gegee om aan almal te wys hoe baie opgawe deur die rykes gegee word. Dit is 'n disipel wat baie beïndruk deur die oorvloedige offergawe. Toe beskyn sy 'n bejaarde weduwee, wie se stukkende klere van haar armoede getuig het. Haar tree was hewig, asof sy bevraagteken of haar baie min opgawe geld self nie moeite werd was om te gee. Stilletjie het sy 2 klein koper muntstukke in die houer laat val. Geldstukke wat min opgemaak sou word tussen die dag te kollekte. Jesus het sy disipel genade geroep. Voorwaar, ek sê vir julle, daardie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloede ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi. Alles wat sy gehad het, haar hele lewe
onderhouding. Die disippels het nou glad nie verstaan wat aangaan nie. Hoe kan twee klein munte meer werd wees as die goud en silwer wat hulle hier gesien het? Maar hier sit meer ander. Nie volgens die bedrag nie, maar eerder volgens die opoffer die en hart daarachter. Nou hierdie weduwee het 'n kern, 'n hoofboodskap van die disippels uitgebeel. Terwyl ander gegee het wat hulle skaars sou mis, het sy alles gegee. Sy het totaal en al op God vertrou vir haar behoefte. Haar rentmeesterskap is heeltemal met totale oorgawe gedoen. Die vroeë kerk het voorspoed gehad omdat die gelowige hierdie weduwee te gees uitgedeel het. Hierdie groot harte te gee van die gelowige wat die vrug van die uitstorting van die Gees. Ek lees weer. Die groot harte te gee van die gelowige wat die vrug van die uitstorting van die Gees. Die bekeerling tot die evangelie was een van die hart en een van die siel. Hulle het almal net een hoofdoel in gedagte gehad. En hierdie seksie van die stending wat aan hulle toe vertrou is. Suinigheid het geen plek in hulle lewe gehad nie. Wanneer ons herken dat alles aan God behoort, word gee 'n daad van 'n aanbieding eerder aan 'n verpligting. Moet beteken en doen uit aanbidding as 'n moet. Die weduwee hinder ons die disipelskap nie gemeet word deur waaraan ons vashou nie, maar eerder deur wat ons bereid is om te gee. Al die goeie dinge wat ons het, is 'n geskenk van ons Verlosser. Hy het ons rentmeester gemaak. Ons kleinste offerande, ons nederige diente in geloof en liefde aangebied, mag gewyde gawe wees om siele vir die dien van die meester te wen. Lees weer. Mag die gewyde gawe wees om die siele vir die dien van die meester te wen en sy eerlikheid te bevorder. Om uit die boek Getuienis vir die kerk. Kom ons bid oor 'n harte wat met oorgawe gegee vir
verbygemaak en selfsugtigheid. Ja, moet vermy die gemaklik en volle vertroue wat glo dat God sal voorsien. Ons moet bid wysheid om te onderskei. Weet waarheen God jou roep om heeltemal alles te gee. Nie net geld nie, maar jou lewe ook. Dankbaarheid vir alles wat God aan jou rentmeter toe vertrou het. Kom ons bid. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie boodskap. Mag U asseblief vir ons sal help om te onthou wat ons moet doen vir hierdie maand. Ons dit fokus op U. En ons vra dat U asseblief saam met ons sal weet om hierdie boodskap wat ons ervaar ook dit uit te leer en te doen. Mag U elkeen sal help om te dink hoe en wat is ons rentmeesterskap verantwoordelik vir ons eie geld, besitting en ons dade. Mag U ons lei asseblief en vergewe asseblief al ons sonde wat tekort is. Ons dink ons doen reg. Miskien doen ons iets verkeerd wat ons nie geweet dit is verkeerd nie. En ons vra dat U saam ons sal weet dat my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Geseënde maand. Jesus liefde. Amen.